As ons glo mos Jesus het gekom, dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ons sal nie moed opgee nie. Die vraag is, waar is ons fokus? Hoe gaan 2016 lyk vir een van my? Mense, as ons fokus reg is ons versekerlik bestem vir oorwinning en versaligheid, nie vir ondergang nie. Is dit reg so? Goed, sal u saam met my na die woord van die Here kyk. Ek begin vanaand en ek gaan Sondag aangaan. So kort reeks, want die mense wat weg is met vakansie, bly my altyd vra, moenie die reeks so vroeg begin nie. Gee ons eers kans dat ons terugkom van vakansie af. So eers in hierdie tyd 'n kort reeksie, gaan ek eers bietjie met u praat oor 1 Mei, ons fokus vir 2016, deel 1. Kyk ons kernteksvers wat jy nou daar sien, en dankie dat jy blaadjie ook vat, ten minste, jy neem het huis toe, jy vul die sleutelwoorde in, en dan ons met die woord van die Here aan ons hart bære. Kom ons verstaan, die hemel en die aarde kan verbygaan, maar God se woord kan nooit ooit verbygaan nie. Wie glo saam met my dit? Die waarheid wat ons ken, maak u en my vry. En die Bybel leer vir een van my, dat ons kan die wêreld oorwin. Hoe? Deur ons geloof. Is dit waar? Ons moet net glo. En die enigste manier om te kan glo is, dat 1 Mei ons fokus moet reg wees. Ons kernteksvers, en dit kom uit daai gedeelte uit, wat die woord vir ons wil leer. Kom ons verstaan, die lewe is 'n wedloop. Is dit reg? Dis nie net om te begin nie, dit is om te wen, en ons is nie net in die reis nie, ons is daar om te wen. Is dit reg so? En dan sê hy vir ons iets, hoe gaan jy sukses maak? Hoe gaan jy in hierdie lewenswedloop 'n wen, 'n sukses maak? Dan vers 2 waar hy sê, hoe gaan jy dit doen? Die oog gefestig, jou fokus op wie? Kom ons praat met mekaar, op wie? Op Jesus. Wie is hy? Hy is die leidsman, hy is volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, sy fokus. Mense, daar lê vir een van my 'n onbeskryflike beloning en 'n vreugde voor. Mag ons dit nooit vergeet nie. Die stryd is die moeite werd. Die volharding is die moeite werd. En dan gaan hy aan, en dan sê hy so, help asseblief, en hoe het hy dit gedoen? Hy het die kruis verdra, ek sal moet verdra. Wie het dit agtergekom? En dan sê hy het die skande verag, menende, hy het nie daarop gefokus nie, hy het dit eintlik verwerp. Mense, daar gaan tye kom wat ek deur toetsig, omdat dit lyk vir my, teekanting is daar, dit lyk so skande, maar kom ons stoot dit een kant. Dis nie ons fokus nie. En uiteindelik het hy aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Amen. En ons sit vanaand saam met hom aan die regterhand van die Vader. Maar kom ons fokus nou net vanaand op dit, hierdie eerste gedeelte, net eers gou wat hy nou daar sien, en help my asseblief. Die Engelse vertaling sê dit vir my so, hy sê, let us keep our eyes fixed on Jesus. Let us not lose sight of Jesus. Mense, daar's 'n geweldige oorwinning. Daar's 'n geweldige seën en lewe as jy jou fokus kan hou op Jesus Christus. Wat bedoel ek daarby? Kom ons kyk die volgende vers. Ons ken dit so goed. Daar's 'n storm aan die gang. Miskien kom daar vir ons 'n paar storms in 2016 op wat. Maar dit maak nie saak nie. Dit hang alles af, waar gaan ons fokus wees? En in daai storm begin hy vra, maar Here, as dit U is, laat ek na U toe kom. En hy hoor die woord, en Jesus sê, kom. En hy doen
bonatuurlike ding. Hy begin op die stormwaters loop, maar terwyl hy in oorwinning is, skuif hy sy fokus af van Jesus na die probleem, na die storm toe, maar toe hy die sterk wind sien, sê saam my, toe hy dit sien, toe hy daarop fokus, toe hy die sterk wind sien, het hy wat geword? Bang geword, en toe begin sink, en toe roep hy uit en sê, Here, red my! En gelukkig is Jesus daar, en hy steek sy hand uit, hy red hom uit, maar toe moet hy dit hoor, die volgende woorde, hy moet dit hoor, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Woord en lewe mense, die oomblik as jy jou fokus van Jesus afhaal, gaan jy uiteindelik begin twyfel, jy gaan bang word, en kom ons sê vir mekaar, mense, daar is nie 'n manier om voor die Here in sukses en in oorwinning te lewe, behalwe om te glo nie. Is dit waar? Maar om te glo, sal jou fokus moet op Jesus bly. Amen. Kom ek wys vir u wat ek bedoel. Kom ons gaan net so 'n bietjie 'n hoofstuk terug. Sê Jesus hierdie woorde, hy sê, maar julle oë is gelukkig omdat hulle kan sien. Hy bedoel, daar is sekere mense, en veral die godsdienstige mense van daai tyd, hy sê dat hulle kan nie sien nie. Hulle merk nie op nie. Hulle kyk nie reg nie, hulle fokus is nie reg nie. En dan sê Jesus, hy sê, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien. Wat het hy bedoel, wat het hulle gesien? Hulle het Jesus gesien. Amen. Hulle het Jesus gesien. Maar ek herhaal, maar die godsdienstige mense het gedink, die redding, die saligheid, die verlossing, die genesing, die oorwinning, lê in godsdienstige reëls en dinge wat een ek doen. God se manier van redding en oorwinning is, kry die regte fokus, dit's niemand anders as Jesus Christus nie. Daar is geen ander manier nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. As ons hom net kan raak sien. 'n Paar verse terug. En dan sê hy sê, daar is mense wat die profeet Jesaja gesê het. Hy sê, hulle sal kyk en glad nie sien nie. Mag die Here vir u en vir my help, dat ons reg fokus, dat ons kan sien wat God wil hê ons moet sien. En wat die Here God wil hê, wat jy en ek moet sien is, hou jou fokus op die antwoord, en God se antwoord is Jesus Christus. Is daar 'n ander manier van oorwinning, redding, saligheid, genesing, noem dit, dis nie buite Christus nie, dis in Christus. Is dit die waarheid? So, waarom kan ons dit nie raak sien nie? Kom ons kyk die volgende gedeelte. Daar was 'n man, die Bybel praat in Lukas 2 van 'n sekere man daar in Jerusalem met die naam van Simon, 'n regverdige man, en hy sê dat hy hierdie vertroosting van Israel verwag. En toe hy deur die Gees gehoor dat hy sal, al was hy op 'n hoë ouderdom, hy sal bly lewe totdat hy die Christus sien. En deur die Gees het die Heilige Gees hom gehelp dat hy op die regte oomblik, op die regte tyd, dat hy dit kan sien en beleef. Hy sê, sal ek saam met my net bietjie sê, dat hy die vertroosting verwag. Kom ons sê vir mekaar, die enigste manier om God se vertroosting en alles insluit, en ons kan die lys hoe lank maak, als wat jy nodig het, dis net in een iemand, en dis Jesus Christus. Maar hierdie man het die regte verwagting gehad.
En omdat hy daai verwagting gehad het, het God om 'n genadige guns gedoen. Jy sal bly lewe totdat jy dit sien. En deur die Gees, die volgende gedeelte, deur die Gees, is hy toe in die tempel, die oomblik, kan ons net weer terug gaan kan ons net gou na daai vorige vers toe gaan. Deur die Gees, mense, die manier hoe dit jy Jesus gaan sien is by die Gees. Daar is nie 'n ander manier nie, want God is Gees. Jy sal moet jouself oorgee aan die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat jou moet lei. Dis die Heilige Gees wat jou oë moet oopmaak. Dis die Heilige Gees wat jou hart moet oopmaak, wat jou ore moet oopmaak. Want daar is nie 'n ander manier om Jesus te sien as deur die Heilige Gees nie. Ons kan lank hier stil maar. Ons kan lank hier stil staan. Maar deur die Gees het hy in die tempel gekom. En op die regte tyd het Josef en Maria vir Jesus in die tempel ingebring om besny te word. Hy was daar. Ek wil herhaal. Mense, as ons die oomblikke wil beleef om regtig waar die vertroosting, die oplossing, die antwoord te wil sien, moet ons deur die Gees leef. Moet ons deur die Gees gelei word. Is daar 'n ander manier? Nee. Godsdienstige manier gaan nie werk nie, maar deur die Heilige Gees gaan ons dit beleef. En toe gebeur dit. Hy's daar en hy sien dit. En nou sê hy sê, Here, laat u diensknegt nou maar in vrede gaan, omdat my oë wat gesien het. Praat saam my. Here, ek is nou tevrede. Dit wat ek verwag het. Ek het die vertroosting verwag. Ek het die antwoord. Ek het die oplossing. Wat ons almal verwag het. Ek het dit nou klaar gesien met my oë. Hoe het dit gesien? Hy was deur die Gees gelei. Ek kan dit nie genoeg oorbeklemtoon nie. Party mense sien, maar hulle sien nie raak nie. Party mense sit nou in hierdie kerk, in hierdie byeenkoms, dis asof jy nie kan raak sien hoe naby die Here aan jou is nie. Dis asof jy nie kan sien hoe goed God vir jou is nie. Is jy met my? Hy sê, Here, dit is nou genoeg. Dit wat U vir my beloof het, ek kan vat my na my huis toe. Ek het klaar U heil, my oë het U heil gesien. Kom ons sê vir mekaar, die heil van God is in Jesus. Is in Jesus. Die volgende verse. En hy sê hierdie woorde, en hy sê, wat U berei het voor die oë van al die volke. Wat God 'n gedagte het, is om al die volke te seën. Hy wil niemand oorslaan nie. Hy wil hê almal moet dit raak sien. Maar ons moet dit sien. Sy heil, sy oplossing is in Jesus Christus 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van God se volk. As ons net kan raak sien. Sien nog mense? Dis oujaarsaand. Ons gaan die nuwe jaar in. Die vraag is, waar gaan jy fokus? Ek weet nie u nie, maar ek het 'n brandende begeerte in my hart. Heilige Gees, help my dat ek God se heil sal raak sien in 2016. En die enigste manier om sy heil te sien en te kan beleef is om Jesus te sien. Om my fokus nooit van Jesus af te haal nie. Natuurlik is daar genoeg goed wat ons aandag trek, wat die vyand ons wil wys. Hy wil ons gedurig spooke wys. Hy wil ons gedurig ondergang wys. Mense, as jy 'n kind van God is, God beplan nie vir jou ondergang nie. Hy beplan vir jou heil, redding, oorwinning, verlossing en voorspoed. Waarin is dit gesetel? Die heil van God is in Jesus.
Party mense verwag onheil, ek verwag nie onheil nie. Ek verwag die heil van God. As ek net my fokus kan regkry, gaan dit my in staat stel om kom wat wil, wat 'n storm in 2016 kom. Ek gaan op die stormwaters loop. Hoe gaan ek dit regkry as ek my fokus op Jesus het? Petrus, dankie, jy het my iets geleer. As ek reg fokus, kan ek op die stormwater loop. Ek kan iets bonatuurliks doen, mits ek my fokus reg hou. Is jy met my? Kom ons gaan aan. Net iets baie eenvoudig, want u moet asseblief nie Sondag wegbly nie. Ek weet party mense kom net oujaars aan diens toe, en dan die volgende paar Sondag kom hy nou nie. Ek roep jou op. Daar's iets diepers in hierdie waarheid. Mits jy gaan kom. As jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei, want hy wil jou die heil van God laat wys. Hy wil hê jy moet dit raak sien. En die manier hoe jy gaan sien is, kom deur die Gees met 'n geopen gemoed, 'n oop hart, en luister na sy woord, en jy sal sien, hy beplan nie vir jou onheil nie, hy beplan vir jou heil. Kom ons neem die volk Israel, ongehoorsaam, en dan kom giftige slange. Die enigste oplossing wat die Here gee is, hy begin 'n stukkie van die evangelie wys. Hy begin 'n stukkie van God se heil, 'n stukkie van God se saligheid, 'n stukkie van God se redding. Die manier hoe dat God werk, begin hy wys. Hy sê, Moses, maak 'n koperslang. Sit hom op 'n paal. Sê vir die mense wat sterwende is, daar's oplossing, mits jy reg kyk. Hy sê, en kyk na die koperslang, het wat gebeur? Toe hulle fokus reg kom, dit wat God wil hê hulle moet raak sien. Wat sê hy? Het hulle wat? Is hier mense in die kerk? Kan ons lees? As jy help my asseblief preek. Hulle het in die lewe gebly. En dan neem ek jy na Johannes toe, wat hy vir die godsdienstige man wil vertel, jy moet wedergebore word. Wat Nicodemus kom in die nag na die Here Jesus toe. Hy skaam, hy's bang, wat gaan sy kollegas sê van hom? As hy na Jesus toe kom en Jesus vertel vir hom, weet jy wat, as jy wil sien, as jy die koninkryk van God en God se manier wil sien van werk, moet jy gewederbaar word. Die Heilige Gees moet jou oormaak. En toe begin hy van verduidelik, hoe gaan dit gebeur? En hy begin onder andere dit sê. Hy sê net soos wat in vers 14, Johannes 3 vers 14, hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens uitgelig word. Wat bedoel hy daar? Jesus Christus moet gekruisig word. Hy moet die vloek wat een ek verdien op hom neem. Amen. Hy moet dit doen. Ons ongeregtigheid moet op hom neerkom. Ons straf moet hy dra. En die uiteinde is, aan die kruis word hy uitgelig. En dan leer die woord vir u en vir my dit. Mense, kom ons hou ons fokus reg. Ek herhaal, as ek my fokus hou op Jesus Christus en dit wat hy klaar vir u en vir my gedoen het, gaan ek op stormwaters kan loop. Is die woord die waarheid? Waar is jou fokus? En dan sê ons vir mekaar dit in die volgende vers. Wat wil hy bedoel? En ek sê in 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis, dit is Jesus Christus, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie hoef te sterwe nie, maar dat elkeen kan lewe, en lewe in oorvloed kan hê. Hy het sy seun gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur sy seun Jesus gered kan word. Halleluja. En die reddingsmanier is, wat ons so goed weet,
is die boodskap van die kruis. Jesus Christus die gekruisigde. Ek sê hy het dit klaar afgehandel vir jou en vir my. Ons moet net reg fokus. Want die boodskap van die kruis, 1 Korintiërs 1:18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word. En dank die Here, daai Griekse woord wat ek oor en oor al vir gesê, beteken nie net om hemel toe te gaan nie. Dit beteken volkome welvaart. Alles wat God vir jou wil gee, het hy gegee in Christus Jesus, klaar. Hoe dit gebeur? Deurdat hy die kruis wat vasgenaal is. Toe hy uitroep en sê dis volbring, as hy volle skuld van jou rekening vir eens en vir altyd betaal. Ek sê vir jou, die weg is oop na God se guns, na God se redding, na God se voorsiening, na genesing, na alles, soteria, volkome welvaart. Hoe kry jy dit? Regte fokus. Jesus Christus die gekruisigde. Vir die wêreld is dit 'n dwaasheid. Man, vertel my 'n bietjie meer van wêreldse wysheid, van wêreldse oplossings. Jy moet nie by hierdie storie kan vertel dat ek moet in die toekoms is al wat ek moet doen en my probleme is opgelos as ek maar net fokus op Jesus die gekruisigde. Wil jy vir my sê dis al? Ja, dis al. Eenvoudig. Van die volgende vers. Want daar lê die krag van God. Mense, in elke storm, in elke uitdaging, in elke probleem, as ons net kan in kontak kom met God se krag, is dit mos genoeg, of wat sê ek? Hoe kom jy in verbintenis met God se krag? Kry jou fokus reg. Dan kan jy op stormwaters loop. Amen, is jy nog hier? Want kyk wat sê die volgende, en ek hou so hiervan, want Christus is die krag van God. Hy is die wysheid van God. Is nie wêreldse wysheid wat jou nêrens gaan bring nie. Mense, God se weë, soos die hemel hoor is die aarde, soos God se weë en wysheid hoor is die aardse wysheid en weë. Ons praat van totale oplossings. Ons praat van totale oorwinnings. Ons praat van 'n totale ewige wen. Hoe? Dis in Christus. Die krag, die oplossing lê in Christus. Kom ons kry ons fokus reg. Want die volgende vers, dis die manier hoe God werk. Hy sê want dit het Askies, kom ons gaan terug. Ons het 'n teksvers geskiep. Ek wonder as ons nog kan teruggaan, want dit het God behaag. Het dit God behaag, om dit die dwaasheid van die prediking, wat doen? Kom sê dit vir mekaar. Dit klink mos soos 'n dwaasheid. Wat jy vir my sê, as ek net dit doen, gaan dit werk. Wie stem saam met my? Dat jy moet dit nie te complicated maak nie. Dis al wat die Here van jou vra is, glo hom. Wie glo saam met my, dat Jesus het dit klaar vir jou en my klaar gedoen. Jy kan niks daarby voeg nie. Dis al wat hy vra is, glo my. Glo my, dit wat ek gedoen het, is genoeg. Om die hemel oop te maak, om jou probleme te kan laat oplos, om jy op stormwaters te kan loop. Glo my net. Amen. Dis dit, wat het God behaag, om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Ek weet nie wat sê u nie, maar in my hart het ek besluit, kom wat wil. In 2016 gaan ek die Here glo. Ek gaan glo aan die werk wat Jesus vir my klaar gedoen het. Ons glo dit mos elke dag en bely dit elke dag. Hy
het jou straf klaar gedra. Jy praat van hoe kry ek goddelike vrede? Deur jou fokus te kry op Jesus die gekruisigde, hy het jou straf gedra, dat jy die vrede van God kan hê. Dis die wêreldse vrede nie. Hoe kry ek dit? Kry my fokus op Jesus die gekruisigde. Hy sonde vir my en u gemaak, waar aan die kruishout, sodat ek 'n goddelike reg kan hê. Halleluja. Dit maak dat ek my kop kan optel. Maak nie saak wat 'n storm ek aankyk nie. Ek tel my kop op, want ek loop met 'n goddelike vryspraak. Halleluja. Dit gee my hoop, dit gee my moed, dit gee my 'n wen ingesteldheid. Hoe kry ek dit? Kry jou fokus reg. Ek is nou eenmal die geseënde van die Here. Hoe kry ek die onverdiende guns van God? Uit sy volheid ontvang ons guns op guns, genade op genade. Maar volgens die Bybel, dit het God behaag, dat deur die dwaasheid van die prediking, wat bedoel hy? Die gekruisigde Jesus het dit klaar vir jou gedoen. Aan die kruishout het hy jou vloek gevat, dat jy nou eenmaal die geseënde van die Here kan wees. Halleluja. As ek weet ek is 'n geseënde van die Here, kom wat wil. Jou Bybel, my Bybel sê, dat selfs in die tronk het Josef, omdat hy die guns van God gehad het, omdat hy die seën van die Here gehad het, was hy uitstaande. Halleluja. Al was hy verkoop as 'n slaaf, het maak nie saak nie. Die seën van die Here het gemaak, dat hy uitgestyg het. As ek weet, wie glo saam met my, dat jy's eenmaal die geseënde van die Here. Hoe kry jy dit? Kry jou fokus reg. Ons praat aan finansiële tekorte, ekonomiese verval. Wees aan die eindtyd, gaan dit gebeur, maak jouself gereed daarvoor. Amen. Hoe gaan jy dit deurstaan? Deur jou fokus reg te hê. As ek my fokus op Jesus het, die gekruisigde, wat aan die kruishout, het hy van my arm geword, sodat ek kan ryk word. Halleluja. Te midde van 'n ekonomie wat val na niks toe nie. Wie glo nie? Wie glo dat die krag van God kan jou in staat stel, dat as dit onder die ou verbond gebeur het, waar daar geen ekonomie is nie, het die Israeliete geen tekort gehad nie. Is dieselfde God. Kry net jou fokus reg. Ek glo, die beste rykdom kom nog. Kry net jou fokus reg, halleluja. Maar kom ons sorg dat ons eers geestelik ryk word, dan kom die ander materiële rykdomme sal kom, halleluja. Want die Here sê, aan die eindtyd skud ek nog een keer hierdie wêreld. Want hy sê, die goud en die silwer behoort aan my. Dat dit kan oorvloei, waarna toe? Dit gaan vloei na sy mense toe. Want ons het geld nodig om die koninkryk van die Here te bou en om kerke te bou en die evangelie te verkondig. Ek glo, dis nou die tyd. Is nie net twee mense wat glo? Hoe connect jy met die krag van God? Deur jou fokus, Jesus, die gekruisigde. Maar moenie vir my hierdie nonsens vertel, dit is dwaasheid. Hallo? Vir die wat verlore gaan, as jy wil ondergaan, dan is dit dwaasheid. Maar vir ons, wat dit glo, verbind dit jou met die krag van God, en die krag van God kan jou in staat stel om tot enige iets. Dis nie menslike vermoë nie, dis goddelike krag. In die eindtyd, mense gaan na siektes kom, jy het nog niks gesien nie, want hierdie Bybel is die waarheid. Is dit reg so? Die enigste manier, al val 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom hê. Hoekom? Want die regverdige sal deur sy geloof lewe. Hoe gaan ek reg kry om te glo, as ek net my fokus reg hou? Deur Jesus Christus aan die kruishout, het hy my siekte gedra. Deur sy wonde is ek genees. Halleluja. Dit gaan oor jou, waar is jou fokus? Waarvoor is ons bang vir die toekoms?
Kom ons kyk reg. Is ons klaar? Ek sluit af die laaste, ek bring jy net terug. Waar ons begin het. Ons gaan volgende Sondag aan. Christus, die krag van God, ons het klaar gedoen. In hom is die krag van God. In hom is goddelike wysheid. En dan sluit ek af om te sê, dankie. Die oog gevestig op Jesus. Wie was saam met my staan? En sê, maar so gaan ek 2016 ingaan. Ek weet wat is die geheim. Dis dwaasheid van die wêreld, maar vir my is dit die krag van God. As ek net kan reg fokus, halleluja. Jesus het dit klaar betaal vir my. Hy het dit alles afgehandel. Glo in die afgehandelde werk van Jesus. En die oorwinning is joune. Is dit reg so? Kom sê dit bietjie vir mekaar. My fokus is Jesus. My fokus is Jesus. Kom sê dit. Kom doen dit. As jy dit glo, sê dit. My fokus is Jesus vir 2016. En daar is nie 'n manier wat ek kan verloor nie. Is dit reg so? Ons is in vir 'n wen. Halleluja. Try again. Party van die sê ek het genoeg probeer. Probeer weer. Vat weer. Staan op in die geloof. Die beste lê na voor. Halleluja.